Kom ons lees eers die teks saam, 1 Timoteus 6 vanaf die 6de vers. Tog is ware godsdiens saam met tevredenheid 'n groot rykdom. Ons het immers niks saamgebring toe ons in die wêreld gekom het nie, en ons kan ook nie enigiets saamneem wanneer ons sterf nie. As ons dus genoeg kos en klere het, laat ons tevrede wees. Maar mense wat begeer om ryk te wees, val in versoeking en trap in die stryk van baie dwaase en skandelike begeertes wat hulle in die verderf en ondergang stort. Want die liefde vir geld is die wortel van alle soorte kwaad. En sommige mense wat geld begeer, het weggedwaal van die geloof en hulle self met baie ellende deurboor. Maar jy, Timoteus, man van God, vlug weg van al hierdie bose dinge en volg na wat reg en goed is. Beywer jou vir 'n lewe volgens die wil van God, gekenmerk deur toewyding, geloof, liefde, volharding en deernis. Stryd die goeie stryd vir dit waarin ons glo. Hou stewig vas aan die ewige lewe wat God jou gegee het en wat jy so opreg bely het voor baie getuies. En voor God wat aan alles lewe skenk en voor Christus Jesus wat die goeie belydenis voor Pontius Pilatus afgelê het, druk ek dit jou op die hart, dat jy jou opdrag stiptelik en onberispelik uitvoer totdat die Here Jesus Christus weer verskyn. Want op die bestemde tyd sal God Jesus Christus openbaar. Hy is die geseënde en alleen magtige, die koning van die konings en die Here van die Here. Hy alleen besit onsterflikheid en bewoon die ontoeganklike lig. Niemand het hom ooit gesien of kan hom sien nie. Hom kom toe die eer en die ewige krag. Sê aan hulle wat ryk is in hierdie wêreld om nie trots te wees en op hulle geld te vertrou wat spoedig sal verdwyn nie. Maar hulle vertroue moet in die lewende God wees wat aan ons ryklik alles skenk wat ons nodig het om die lewe te geniet. Sê hulle moet hulle geld gebruik om goed te doen. Hulle moet ryk wees in goeie dade en moet ruim gee vir die in nood. Hulle moet altyd gereed wees om wat God aan hulle gegee het met ander te deel. Deur dit te doen, sal hulle vir hulle 'n skat opbou, 'n goeie fondament vir die toekoms, sodat hulle die egte lewe kan ontvang. Ons lees tot sover uit die woord van die Here. Ek sal graag net weer vir julle wil herinner aan, waar is dit nou, vers 11. Tweede gedeelte van vers 11. Praat hy spesifiek met Timoteus, die man van God. Beywer jou vir 'n lewe volgens die wil van God, gekenmerk deur toewyding, geloof, liefde, volharding en deernis. Ek wil graag vanmôre begin deur jou te vra of jy nie, daar waar jy sit, die 2 of die 3 of die 4, party wil dalk omdraai met iemand anders gesels, maar ek wil 'n vraag vir jou vra, en dan wil ek julle moet gou vir julleself antwoord, wat sal julle sê is die antwoord op hierdie vraag? En ja, ek sal dit sekerlik deur die loop van die tyd, ja, ek sal dit onmiddellik daarna beantwoord, maar ek sal graag wil hê, jy moet gou 'n bietjie dink daaroor. Wat is God se wil vir ons lewe? Dis die vraag. Wat is God se wil vir ons lewe, of vir jou lewe? So, praat gou 'n bietjie met mekaar. Dis oukei, julle kan voor die tyd ook praat in die kerk as julle kom, so nou kan julle maar weer gesels. Vind gou uit, wat is God se wil vir ons lewe? Dink by die meeste is min of meer klaar. Ek gaan julle nie blootstel nou om te sê wat het julle gedink nie, maar ek wil hê jy met jou toetssteen wat ek nou vir jou gaan sê. Die eenvoudigste manier om te vertel wat die wil van God vir ons lewe is so, dat ek 'n lewende en 'n persoonlike verhouding met God sal hê. Dis God se wil vir ons lewe.
Moet ek dit nog 'n keer sê? God se wil vir my en jou lewe is dat ek en jy 'n lewende en 'n persoonlike verhouding met God sal hê. Vir die jonger mense, as jy wonder, moet ek hierdie beroep aanvaar of daai ene, moet ek in hierdie dorp woon of daai dorp woon, dis nie God se wil vir jou lewe om vir jou 'n antwoord daarop te gee nie. God se wil is dat waar jy is, of jy nou in Horison is en of jy nou in Timbuktu is, of jy nou in Perth en in Adelaide is en of jy in Suid-Afrika is, sy wil is dat jy in 'n lewende verhouding met hom sal staan daar waar jy is. Nou is die vraag natuurlik, en dit is waarmee ons onsself baie lank gaan besig hou, nog vir baie lank, in baie preke, in baie saamkuiers. Hoe kry ek dit? Hoe skaaf ek hierdie rowwe diamant, dat ek meer die potensiaal sal wys wat God in my raak sien? Elke week is 'n bietjie van 'n skaaf aan daai materiaal wat God ons gemaak het, sodat ons meer en meer kan wees. Ek het net gesê, niks kan ooit God se asem wegslaan nie. Maar elke keer wanneer ons so is, soos wat Jesus ons wil hê, dink ek, is God so dankbaar. En so nie verbaas nie, hy verwag dit, maar so verras, om te sê, dis hoe ek hom gemaak het. Dis hoe ek wil hê sy moet wees. Kyk net hoe mooi lyk dit. En amper soos daai diamant te draai, dat die son hom kan vang en dit kan weer kaats. Dit sal vir God plesier gee. Die tyd waarin hierdie teks geskrywe is 'n tyd waarin die Romeinse ryk, oor en oor dieselfde storie, waarin die Romeinse ryk in beheer is. Die Romeinse ryk het 'n wêreld bekend gestel deur hulle weermag, maar ook deur hulle ingenieursvernuf met paaie te bou en stede te ontwikkel, het dit die potensiaal geskep vir ongelooflike finansiële groei. En die keiser het gesê, I'm the man. Ek is die ou wat dit alles laat gebeur het. En hy het hom deur die verskillende keisers wat daar was, hulle self tot God verklaar. Ons is so oulik. En dit het gemaak dat daar 'n ongekende finansiële groei in die wêreld plaasgevind het waarvan die Christene ook deel was. Maar die probleem, dit het ons nou hierdie jaar met Pinkster deeglik by uitgekom. Die probleem was dat die Christene moes eers sê die keiser is God voordat hulle kon deelneem aan al die finansiële aktiwiteite en hulle daarmee saam ook kon ryk word. So hulle was dikwels uitgesluit. Hulle het 2 keuses gehad. Of hulle gaan maar met die mond sê, ag, die keiser is God, en ingegaan en geld gemaak en ryk geword saam met die ander, of hulle het gesê ek gaan dit nie doen nie. En was uitgeskuif en hulle het eenkant gaan bly in 'n lokasie. So mense dan nou so wil sê. Hierdie mense was uitgestoot, kon nie deelneem aan al die aktiwiteite van wat die stede vir hulle beskikbaar gestel het nie. En nou sit hierdie gelowiges met hierdie geweldige wroging. Want hulle sien hoe die ekonomie verbeter. Hulle sien letterlik voor hulle hoe mense rondom hulle begin ryk word en uitstyg. En hulle is nie deel daarvan nie. En hulle val in hierdie versoeking dat hulle fokuspunt word om hier op aarde die beste te kan doen wat hulle kan doen en te sê, weet jy wat, as ek nou hier op aarde my ding doen, die Here sal verstaan en eendag as ek in die hemel kom, dan weet die Here mos nou sal hy nommer 1 wees vir my. Maar tot daai dag gebeur, gaan ek nou hier werk en ek gaan nou my alles gee om hierdie ding te laat gebeur. Want het hulle self oortuig, as ek nou 'n klomp geld gemaak en dan kan ek mos nou baie weer gee vir ander mense. Dit het nie altyd so gewerk nie. Want baie het hulle sitplekkie in die kerk gekoop daarmee. Baie het probeer om ander te beïndruk
en het dit 'n magsbasis geword. Die Here wil vir hierdie gelowiges in daardie tyd, en dankbaar dat die teks vir ons behoue gebly het, tot vandag toe, dat ons ook daaruit iets kan leer. Sê, ouens, as jy dink dat jou doel hier op aarde is om goed deur die skool te kom, deur die universiteit te gaan, 'n skaars beroep te gaan kies wat baie geld maak, jy werk hard, jy werk ure, maar jy maak ponde, boet. Die geld rol. En eendag kan jy nou alles koop wat jy wil hê, en as jy nou goed weggebêre het en gespaar het, dan kan jy aftree en jy kan genoeg hê sodat jy nooit hoef te worry oor geld nie. Klink dit vir jou bekend? Klink vir my baie bekend. En Paulus sê vir Timoteus, jy man van God, daar is ander fokuspunte waarop jy behoort te fokus. Ons fokus mag nie lê by hierdie aardse voorbereiding asof dit die einde is nie. Jy het sonder iets in hierdie lewe gekom, jy gaan sonder iets daar uitgaan. Daar gaan nie 'n venterwandjie saam met jou gaan nie. Dus as jy jou asem uitblaas, is dit klaar. Dan is dit verby. En dan gaan jy agterkom dat dit waarvoor jy jou lewe lank gewerk het en gespaar het en op trots geword het nou geen seggenskap meer nie. Jy kan nou nie daar by die hemel aankom en sê, ek het hierdie rykdom agtergelaat, so nou moet ek darm 'n bietjie groter huisie hier in die hemel kry nie. Dit klink mos nou sommer al klaar belaglik. So, Paulus wil vir hierdie gelowiges deur Timoteus mooi laat verstaan, die ding waarop jy moet fokus is navolging van Jesus. Hier op aarde, nou, as jou fokus op geld gaan wees, gaan jy dit nie, daai fokus op die navolging van Jesus ook kan doen nie. Dis twee goed wat mekaar in twee verskillende kampe lê. Dis nie 'n en nie. Dis waarskynlik net 'n of. Ek sê nie daarmee dat jy moet arm wees nie. Ek sê nie dat as jy ryk is jy verkeerd nie. Ek sê dit dat jou fokus moenie daar wees nie. As die Here jou geseën het met 'n wonderlike intellek en jy het 'n wonderlike skaars beroep en jy het baie geld gemaak en jy gebruik dit tot eer van die Here, dan is dit soos wat die Here dit wil hê. Hy het ook sulke mense gegee vir sy kerk. Maar wanneer dit jou enigste fokus word, dan is dit nie hoe 'n kind van God se fokus moet wees nie. En die gevaar is dat ons baie gou kan by 'n punt kom waar ons sê, miskien moet ek nog 'n bietjie harder werk, nog 'n bietjie meer bymekaar maak. Dalk het ek nie genoeg nie. Die ekonomie draai nou sleg, ek moet nog 'n bietjie meer bymekaar maak. En dan word die fokus die aarde in plaas van die ewigheid. Ek leef met my kop in die ewigheid dan met my lyf hier op aarde. En hier op aarde moet ek nog steeds klere koop en kos eet en al hierdie goeders doen. Maar wanneer dit my fokuspunt beginne word, dan is dit nie hoe 'n man van God en 'n vrou van God lyk nie. Dis nie die kern van die preek nie, dis sommer net so op die kant gesê. Kom ons kom by die belangrikste goeders. Die 5 kenmerke wat in vers 11 vir ons uitgespel word, van hoe lyk 'n man of 'n vrou van God. Die eerste gedagte wat hy daar noem is, jou kenmerk is dat jy toegewyd sal wees. Toewyding. Paulus noem op 'n ander plek in sy geskrifte, dat hy is soos 'n sportman, wat op verskillende sporte fokus. 'n Bokser wat mik om reguit in die kol te slaan. En 'n atleet wat by die 100 meter staan en kyk en sy spiere losmaak en seker is, daai wenpaal, dis waarheen ek op pad is, dis wat ek gaan bereik. Daai hoogspringatleet wat deur al daai bewegingkies van hulle gaan en sê, daai hoogte, daai lat, dis waar ek gaan kom.
Hy sê, dit is hoe 'n Christen behoort te wees. 'n Christen behoort te wees waar iemand wat sê, as ek my asem hier uitblaas, gaan ek in die koninkryk van God wees. Ek gaan in God se aangesig kan sien, van aangesig tot aangesig. Ek gaan in sy teenwoordigheid wees. Ek gaan 'n ewigheid saam met hom wees, waar ek hom kan loof en aanbid, soos wat net die engele dit kan doen. Hoopelik kan ek dit nog 'n bietjie beter doen. Dit is my fokus. Dis waar ek gaan. Dis waar ek myself voorberei. Dis waarvoor ek my liggaam oefen. Soos 'n atleet homself oefen en deur oefenprogramme gaan en dan bulte doen en dan sprints doen en dan fartleks doen en dan allerlei verskillende programme doen om op die ou einde een wedren te kan hardloop. En na dit te kan sê, ek het dit gedoen. Ek het dit bereik. Dit is waar by elke gelowige moet wees, dat my fokus moet wees, dat ek myself hier op aarde geestelik so sal voorberei, dat as ek my asem uitblaas, dat Jesus na my sal kyk met 'n glimlag en sal sê, mooi so, goeie en getroue volgeling. Kom sit aan by die feesmaal. 'n man van God het daardie een fokus, om God te laat glimlag in alles wat hy dink en doen en sê. Die tweede gedagte, wat hy in vers 11 noem. Timoteus, man van God, 'n kenmerk van iemand soos jy moet wees, dat jy 'n geloof het wat ander se asem wegslaan. 'n geloof waarin hulle na jou kyk en waarin na ander gelowiges kyk en sê, ek wil soos daai persoon wees. Daai persoon se geloof is waarna ek strewe. Nou laat ons heel eers oor geloof sê, geloof is altyd in 'n persoon. Want die Here is onsigbaar, niemand het hom nog gesien nie. En daarom, as ons hom nie kan sien nie, dan dink ons later, maar hy bestaan nie. En deur die woord word dit soveel keer vir ons uitgespel. God is in beheer van hierdie wêreld. En hy het 'n plan hiermee. En hy sal daai plan voltooi. En dan sal sy wederkoms aanbreek en ons sal in 'n ewigheid saam met hom in 'n nuwe aarde en 'n nuwe Jerusalem wees. Niks hiervan het nog verander nie. Kan ek 'n sekonde afdwaal, net vir ingeval daar iemand is wat nog hieroor wonder. Hierdie ding dat mense sê, hulle het nou deur al die wiskundige modelle uitgekom en geweet dat die wederkoms sou nou plaasgevind het 3 dae gelede, of 5 dae terug. Die oomblik wat iemand vir jou dit sê, dat die wederkoms gaan daai dag plaasvind, wat kom op in jou gedagtes? As ek hoor wat het na die tyd gebeur, dan besef ek dat 'n klomp mense het uit vrees 'n klomp besluite geneem. Andere het dwaas opgetree en alles verkoop en weggegee, want hulle gaan dit mos nou nie nodig hê nie. Die Bybel sê mos nou duidelik vir ons, dat die Here gaan net 2 keer kom. Dit gaan wees sy eerste koms en die wederkoms. En die ouens wat nou nog dink oor die wegraping, die Here kom nie 'n 3de keer nie. Die Bybel sê duidelik, hy kom net 2 keer. So ek sit daar by die bos in my karavaan en ek het hierdie vuurtjie wat brand en dit is heerlik daar en ek staar in die vuur en ek dink as die Here nou moet kom, wat 'n wonderlike tyd en 'n plek vir die Here om my te kom haal. In die plek wat ek op die aarde seker die meeste geniet. Of hy moet dit sommer hier kom doen waar ons nou by mekaar is, hier terwyl ek met jou praat. Dit sal nog wonderliker wees seker. Die Bybel sê duidelik, ons kan nie eens Jesus het op daardie stadium toe hy dit gesê het, die tyd en die uur geweet nie. Nou weet hy dit, want hy is een met God. Dit het maar net sy menslikheid ook vir ons oopgebreek terwyl hy op aarde was. Maar ons moet nie meegesleer word met mense wat oor hierdie tipe goed met ons wil praat nie.
En ek sien nou, weet as mense nog daarby kom en jy kan nou sê, "Jo, nee, nou het my oë opgegaan, ek het nou 'n groot fout gemaak. Skus, ek sal nie weer nie." Maar dan gaan hulle nog altyd nie ook in my berekeninge was net verkeerd. Dit sal nou oor 'n paar jaar wees. Dan dink ek, is daar dan nou nie insig nie. Okay, dit nou daar gelaat. Dit was nou 'n lelike afdraai gewees. Kom ons kom by die derde gedagte. Die derde gedagte. Vriende, die derde ding wat Paulus wys vir Timoteus, hoe 'n man van God lyk, is dat jy 'n liefde sal hê wat anders is as die wêreld se manier van liefde wys. Liefde is altyd na twee kante toe. Altyd na twee kante toe. Daar's 'n liefde vir God en daar's 'n liefde vir jou naaste. Dis die samevatting van die wet in elk geval. Dat jy die Here jou God moet lief hê met jou hele hart en siel en verstand en al jou kragte. En dit is die eerste gebod, dat jy God moet lief hê met jou hele hart. En die tweede is dat jy mense sal lief hê soos wat God mense liefhet. Hierdie twee kante van liefde is iets wat vir God ongelooflik belangrik is. God se liefde is so groot vir my en vir jou dat dit eenvoudige uitlaatklep moes vind om aansteeklik oor te spoel tot by ons. Daarom Kersfees, daarom Paasfees, daarom elke woord wat Jesus gepraat het. Daarom die versekering, ek sal jou nie as 'n weeskind agterlaat nie, ek sal vir jou 'n trooster gee om by jou te wees. En daarom Jesus se belofte van uit liefde gegee, ek sal jou nie los nie, ek sal jou kom haal. As jou plek gereed gemaak is, sal ek jou kom haal. Dan sal jy by my wees. En daardie liefde is die liefde wat moet tuis hoort by enige een wat sê dat ek 'n man of 'n vrou van God is. Dat ek so naby aan God leef, so intens deel is en so intens verstaan van sy liefde vir my, dat dit my eenvoudig tot trane dryf om op die ouene soos Jesus na ander mense te kyk. En met daardie selfde liefde ander ook te gaan lief hê. En hulle is reg rondom ons. En hier in die kerk kan ons oefen daarmee. Hier kan ons dit vir mekaar demonstreer. Hierdie is nie die eindpunt van hoe ons liefde uitleef nie. Dis nie ons en hulle nie. Dis nie ons wat hemel toe gaan en hulle wat hel toe gaan nie. Hier oefen ons bloot om fiks te word, sodat ons dit daar buite kan gaan doen. Sodat jy maandag tot Saterdag God se liefde kan gaan leef. Dit is die kenmerk van 'n Godsman en 'n Godsvrou. Die vierde gedagte, wat hy noem in vers 11, is volharding. Dag in en dag uit, week in, week uit, kop af, vorentoe. Dit kan alleenlik gebeur as jy jou doelwit elke dag voor jou aan vashou. My doelwit is om soos Jesus te leef, soos Jesus te dink, soos Jesus te praat, soos Jesus lief te hê, soos Jesus myself weg te gee, sodat ek hom eendag kan hoor glimlag en sê, mooi so goeie en getroue dienskneg. Volharding is iets wat ek elke oggend besluit om te doen. Ek wil vir jou graag 'n gedig lees, 'n gebed lees. Skus, dit is in Engels, maar dit is so kosbaar en ek gebruik dit altyd wanneer ek met disippelskap materiaal besig is. Dit is 'n gebed vir die lewe van iemand wat sê ek wil 'n Godsman en 'n Godsvrou wees. Klink 'n bietjie lank, maar jy sal gou-gou die ritme kry. O Jesus, meek and humble of heart, hear me. Deliver me, Jesus, from the desire to be loved. Deliver me, Jesus, from the desire to be extolled. Dit beteken verheerlik, om myself te verheerlik, om te dink ek is okay. Deliver me, Jesus, from the desire of being honored, from the desire of being praised, from the desire of being preferred to others. Deliver me, Jesus, from the desire of being approved, from the fear of being humiliated,
from the fear of being despised. Deliver me, Jesus, from the fear of suffering rebuke, from the fear of being forgotten, from the fear of being wronged, from the fear of being suspected. Deliver me, Jesus. And Jesus, grant me the grace to desire that others might be loved more than I. Grant me the desire within me that others may be esteemed more than I. That in the opinion of the world, others may increase and I may decrease. That others may be chosen and I set aside. That others may be praised and I go by unnoticed. Grant me the grace to desire that others may be preferred to me in everything, that others may become holier than I, provided that I become as holy as I should. Amen. Ongelooflike gebed. Hierdie is die gebed wat ek glo 'n mens elke dag van jou lewe moet opsê voordat jy in jou kar klim. En baie keer sommer 2-3 keer deur die dag ook, as die uitdagings kom, en iemand anders die bevordering kry en jy word nie raak gesien nie. As iemand anders die eer kry en jy kry dit nie. As iemand geprys word en jy voel bietjie kleinserig daaroor, wat van my aandeel? Dis 'n gebed, vriende, wat ek dink ons moet ken, en ek gaan hom beskikbaar stel vir julle. Ek gaan hom vir Adrie gee môre en ons sal kyk hoe ons dit kan versprei, maar ek dink dit is krities belangrik dat ons elkeen hierdie gebed sal leer ken. Kom ons kom by die laaste gedagte. In vers 11 sê Paulus vir Timoteus: jy wat 'n man van God is, moet hierdie kenmerk ook in ander gaan vasmaak. Dat daar moet deernis wees. Deernis. Gelowiges dra in hulle dieselfde karakter as Jesus, en dit is dat hy deernis het vir alle mense. Hy is maar te deeglik besef gehad dat mense baie maklik hulle fokus verloor. Die een oomblik sal hulle sê: Here, ek sal my alles gee vir U, net om weg te draai en weg te stap. Ek en jy as gelowiges doen dit ook dikwels. Ek het dit al baie kere gedoen. Om te sê: Here, neem my lewe, net om dit later maar weer terug te vat en my eie ding te doen. Omdat die wêreld my inslurp. Wanneer ek en jy met Jesus se hart na mense om ons kyk, dan weet ons dat hulle goeie intensies is, eerlik gesê, maar nie noodwendig iets waarop ek my moet bou nie. En dat ek maar moet besef dat mense is maar te geneig tot die kwaad. En dat ek nie my moed moet verloor omdat ander mense hulle fokus verloor het nie. Ek het al dikwels gehoor dat mense vir my sê: hoekom praat jy nie met ons bietjie meer oor die duiwel en die dinge waarvoor ons moet versigtig wees nie? Daar's so baie dinge oor Jesus te praat, dat ek nie nog tyd om oor die duiwel ook nog te dink nie. Daar's so baie dinge wat ek nog nie by Jesus se voete uitgekom het nie, dat dit vir my nie beter gaan wees om oor die duiwel te dink, en dit gaan my beslis nie nader aan die Here bring op daai manier nie. Dit gaan my net meer bang maak vir die duiwel. Maar ek het so 'n passie, dat ons as 'n gemeente 'n kenmerk sal dra wat sê: ons wil soos Jesus wees, en ons gaan ons lewe gee om dit te bestudeer, sodat ons later loop asof dit sy skoene is, so praat asof dit sy woorde is, so leef asof dit hy is wat hier by ons is.
Dit pas by elke gelowige, elke man van God, elke vrou van God, om groot deernis te hê vir mekaar, en mekaar aan te moedig, mekaar aan te help, mekaar te bly motiveer, te verstaan, dat elkeen van ons, my ingesluit, elkeen van ons, het die potensiaal om fokus te verloor. En dat wanneer dit gebeur, ons nie sê, kyk daar, nie? Maar ons sal sê, met deernis, dis 'n oepsie op die pad. Kom ons vat hande, kom ons stap saam, kom ons kry weer ons fokus daar, waar Jesus sal glimlag, as hy ons omhels in die ewigheid. Kom ons maak gou klaar met hierdie ding. Ons kyk vorentoe. Dis die kenmerk van 'n godsgemeente ook. Dat ons so sal optree. En dan, nou gaan ek afsluit. Baie vinnig maak met die laastes. Dan noem Paulus 3 dinge wat 'n man van God sal motiveer om daarby uit te kom. Ek noem vir jou hierdie 3 motiverings. Ek hoop dit sal ook vir jou motiveer. 1. Dink aan die resultate. Dink aan die uitkoms. Dat jy, as jy nou doelgerig, volhard, met deernis en met liefde, met geloof, fokus, om meer en meer soos Jesus te word, gaan die eindresultate wees dat jy eendag in die ewige lewe instap en Jesus gaan glimlag oor jou. Is dit nie iets wat jou ongelooflik sal motiveer nie? Ek is eendag in 'n gemeente en daar's 'n skool atletiek byeenkoms en hulle laat die kleuterskool hardloop. Hulle kom nou in en hulle hardloop 10 meter en 20 meter en die grootste is nou net so voor hulle nou laerskool toe gaan, hulle hardloop nou 50 meter. En wat was vir my een van die mees mooiste oomblikke is om te sien hoe hierdie kindertjies eintlik nie veel omgee, hulle gesels, hulle doen hulle ding, maar daar by die wenstreep is 'n mamma en sy hop die hele tyd so hoog en sy kan haar nie inhou nie. Kom Boetie, fokus Boetie, ons gaan nou, Boetie, tot in mama se arms, kom jy met harte Boetie. Vriende, is dit nie hoe ons mekaar moet aanmoedig nie? Dat ons vir mekaar so sal sê, kom aan, daar's 'n reis om te hardloop. Dis party is nog 10 meter ver, ander mag dalk 10 kilometer ver wees, maar dis om die draai, die wenstreep wag. Kom, laat ons mekaar aanmoedig, dink aan die resultate. Hy ouetjie hardloop en hy spring die laaste 2 tree, spring hy in ma se arms in, en ma omhels en dans en draai en gaan te kere en die hele paviljoen lag uit hulle maag uit van lekkerte. Ek wil hê jy moet lag uit lekkerte oor my lewe as ek die dag nie meer hier is nie. Ek wil oor jou lewe lag van lekkerte. Laat dit ons motiveer. Die tweede ding, wat sal ons motiveer? Die feit dat Jesus Christus getrou was. Vriende, daar was 'n tyd toe hy voor Pontius Pilatus gestaan het. En hy het die gesag en die wysheid en die woorde gehad, die kennis om vir Pontius Pilatus in een sin stil te maak. Hy het die vermoë gehad om hom in een sin vry te laat spreek en uit te stap. Hy het dit gedoen op die berg toe hom wou doodgooi met klippe. Hy het eenvoudig tussen hulle deurgeloop. Hy het die gesag om dit te doen. Hy kies doelbewus om stil te bly. Hy wil gekruisig word. Want hy weet dat sy doel is nie om op aarde te oorleef en hier 'n suksesvolle lewe te hê en dood te gaan as die wonderlikste prediker wat op die aarde was nie. Sy doel was om vir my en vir jou die poorte na die hemel te oop te sluit, sodat ek en jy daai fokuspunt kan kry, sodat ek en jy daarby kan uitkom. En hy was bereid om sy lewe af te lê. Hy was bereid om 'n leuen te eien. Hy was bereid dat mense dit skreeu en hy verneder word, sodat ek en jy nie verneder sal word nie.
Laat dit jou nie motiveer nie, vir my verseker. As Jesus dit kan doen, vir my, hoeveel te meer moet ek dit nie doen, vir hulle wat rondom my is nie, vir julle, en julle vir my, en julle vir mekaar. Die derde en laaste gedagte. Nadat alles gesê en gedoen is, sal een vraag oorbly. En dit dryf iemand soos Paulus en Timoteus en ek en jy, wat graag 'n man van God en 'n vrou van God wil wees. Is God verheerlik deur dit wat ek nou gedoen het? Is God verheerlik daardeur? Het ek die oë op Jesus geplaas of op myself? Dit is so maklik om selfs godsdienst te gebruik om die fokus op jouself te plaas. Dit is so maklik om selfs die mooiste woorde te sê, maar eintlik die eer vir jouself te wil vat. Vriende, daarom die groot vraag wat my en jou behoort te motiveer is God verheerlik deur hierdie ding wat ek nou gedoen het? Of hierdie dag wat ek nou beplan? Hierdie uur wat voor my lê. Vriende, hierdie leefstyl vra een ding, maar dit eis ook alles van jou. As jy jou oog op van die bal afhaal, gaan ek en jy sit met skaamte en 'n gevoel van mislukking. Kom, laat ons saamkom op die baan, volhard soos atlete. Laat ons mekaar aanmoedig, skare gelowiges, wat dit alreeds die reis voltooi het. Roep ons, staan by die wenstreep en roep en sê, kom, ek kan nie wag dat jy hier is nie. Kom, hardloop tot binne in die arms van Jesus. Ek gaan jou nog een keer gou hierdie gedig lees en dan sê ons amen. O Jesus, meek and humble of heart, hear me. Deliver me, Jesus, from the desire of being loved, from the desire of being extolled, from the desire of being honored, from the desire of being praised, from the desire of being preferred to others, from the desire of being consulted, from the desire of being approved, from the fear of being humiliated, from the fear of being despised, from the fear of suffering rebuke, from the fear of being forgotten, from the fear of being wronged, and from the fear of being suspected. And Jesus, grant me the grace to desire that others might be loved more than I, that others may be esteemed more than I, that in the opinion of the world others may increase and I may decrease, that others may be chosen and I set aside, that others may be praised and I go unnoticed, that others may be preferred to me in everything, that others may become holier than I, provided that I become as holy as I should. Amen.